Nee, ek het hulle nou nog nie. Sy. Sal julle tweekies ons hier na vore kom asseblief? Ons staan hier tussen my en Susan. O, hier kry sy 'n kroon. Ek dink om by trou uit te kom is so 'n ongelooflike spesiale tyd in 'n mens se lewe. En 'n mens ervaar so baie goed waarvoor jy dankbaar is, maar ek wil net eers begin en ek gaan vir hulle twee eers ietsie sê en dan vir Susan gee wat vir Zanay bietjie ook een of twee goed gaan deel wat op haar hart is. Maar ek het besef in aanloop van hierdie week, Christo en Anay wat daar sit, Johan en Zelda, waar, ek vang julle oog nie nou nie, net voor hulle, okay. Die ongelooflike is, hierdie twee gesinne is van dag 1 af deel van Kruispad en van hierdie gemeente se geskiedenis, wat iets baie besonders is. En een van die redes hoekom dit besonders is dat in Maleagi is daar 'n gedeelte wat gaan oor die trou van die Here wat oorgaan van geslag tot geslag. En ek wil vir julle net hierdie gedeelte lees. Daar staan, en die Here sê, die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en een in gees. En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. En die ongelooflike van vandag is dat dit nie 'n begin is nie. Dit is eintlik 'n voortgang. Dis 'n oorgang. En dis nie net wat sê van een geslag nie, dit kom al geslagte, maar in ons gemeente se geskiedenis is hierdie so spesiale gebeurtenis. En dis die gebed wat ons het, is dat dit waaruit julle kom, die gesinne waaruit julle kom, die trou waaruit julle gebore is, dat ons ook glo, dit is die trou wat gaan voortgaan in julle huwelik en in julle pad vorentoe. En daarom is ek net so een of twee goed, Christian, vir jou kan gee, as 'n jong man wat regtig die roeping van die Here ervaar het, en wat as 'n gemeente seun 'n wye draai gaan loop het in Amerika en teruggekom het hiernatoe, en regtig ervaar dat die Here jou roep vir hierdie gemeente, en dat ons wat dit beleef, en ek bedoel ek wat die voorreg het om bietjie nader aan jou te beweeg rondom dit, absoluut oortuig is, dat dit die roeping is wat die Here het in jou lewe, en dat jou trou teenoor dit net verstommend is. Wil ek vir jou daai gedeeltetjie weer in 2 Timoteus net lees, die gedeelte wat eintlik ook sê, dat jy moet bly by dit waarby jy begin het, die wortels wat jy het in die woord, en getrou bly aan jou roeping, en dit wat die Here op jou hart geplaas het. Die roeping vir jou bediening is verskriklik belangrik, maar die roeping binne julle huwelik is die belangrikste. Die twee staan nooit teenoor mekaar nie. Die twee komplementeer mekaar. En jy moet nooit twyfel daaroor nie. Dit gaan nooit die een of die ander hê nie. Dit gaan hoe die Here jou binne in jou huwelik ook roep vir dit waarvoor die Here jou geroep het in die groter prentjie. Die tweede ding is bly gefokus. Ek dink dis een van die mooi dinge wat ek beleef het die laaste bietjie meer as 2 jaar, is die absolute fokus by jou om regtig die stem van die Here te hoor. Om regtig dit wat in Romeine 12 vers 2 staan, om die Here toe te laat om jou te verander, deur jou denke te vernuwe. Ek het dit gesien in Romeine verlede jaar. Ek het dit hierdie jaar al beleef in Johannes, hoe jy regtig jouself oopstel vir die Here om jou te verander in die manier hoe jy dink, en ook in jou huwelik. En dit wat vir jou en Zanay voorlê, om daardie fokus regtig aan te hou. Bly so eerlik met jouself soos wat jy heiliglik is. En ek dink dis 'n ander ongelooflike belangrike eienskap, en binne 'n huwelik vir jou as man wat in 'n
uit Efesiërs 5 uitgeroep word om vir Zanay te gaan dien soos die Here sy kerk gedien het. Bly absoluut eerlik oor wie jy is en oor waarmee jy besig is en ook waarmee die Here met jou besig is. Deel van dit is dit wat jy reeds begin doen het om manne om jou te kry wat jou verantwoordbaar hou. Hou aan daarmee. Eventueel gebeur dit dat verhouding so sterk is dat Fred vanoggend kan grappies maak oor uitnodigings, wat so sensitiewe ding is, maar dit is iets wat 'n mens kan doen, want daar is goeie verhouding, daar's iets wat 'n mens regtig het, en dis vriende wat jou nooit, nie vir jou sal sê wat jy wil hoor nie, maar vir jou sal sê wat die Here uit die woord uit sê. 'n ander ding wat vir my ongelooflik is die feit dat, en ek praat van die Jakobus geloof wat ek in jou sien, nie net om te glo nie net om die teologie na te jaag nie, maar om regtig ook te doen, om jou lewe in te rig volgens dit wat die Here gee. En dis my gebed, dat dit sal aanhou. Vir jou wat ook leiding neem in julle gesin, dat dit altyd sal uitmond in dit wat gebeur, en nie net dit waaroor ons praat, en dit wat ons glo nie. En dan is my gebed, dat julle ook, en ek weet dit is julle harte, ook soos 'n Joshua, sal sê, ek en my gesin, ons sal die Here dien. En ons bid die Here se nabyheid en sy trou ook in julle lewens af. Zanay, toe Christian in Kruispad begin bedien het ek en Fred begin bid vir sy vrou, en hy baie harder as ons, maar, en ek sal nooit die dag vergeet, toe Fred daar in die huis instap, en vir my sê, en dit was letterlik, ek dink so 8 maande na ons begin bid het, die Here het ons gebede beantwoord, Christian het sy trouvrou gekry, ek is soos, wie? Hy soos, Zanay, en ek en Fred was so opgewonde, want jy het letterlik, hierdie meisie, wat nou my vriendin is, het voor ons oë groot geword, soos ken jou, en so vanoggend wil ek nie vir jou welkom sê in Kruispad, want jy is alreeds deel van hierdie familie vir baie lank, maar ek wil nou eers jy moet kyk na al die vrouens hier, ek wil namens al die vrouens vir jou sê, jy is geliefd, ons is sommer reeds baie lief vir jou, en ons is hier vir jou, en soos jy hierdie vrouens hier sien, hulle gaan, soos hulle my op my hande dra, gaan hulle jou ook op jou hande dra. En ons is baie bly, jy gaan mevrou Worst word, en weet net, ons hou aan bid vir jou, en ons bid dat die Here kragtig deur julle twee gaan werk, en my versie vir jou is Genesis 2 vers 19, en verder het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek gaan vir hom iemand maak wat hom kan help. Ek gaan vir Christian iemand gee wat hom kan help, Zanay, sy gelyke. So, dis wat ek vir jou wil gee, en hy het baie hulp nodig, so, ons gaan bid vir jou. Nee, ja, die Here se rykste seën oor julle huwelik, ons is baie opgewonde oor dit wat voor lê. Dankie, ek gaan dan vir Johan en vir Zelda en vir Christo en Anais om vorentoe nooi, en dan gaan die twee paas vir die kinders 'n gebed doen vanoggend. Julle 2 minute so. Trappie kom afstaan. Staan julle onder, dat die ouers agter julle staan? Daar so. Kan jy kom staan. As hy dankie, sluit sommer die oë. Ons Vader, Here, ons staan vanoggend hier voor U. Here, met soveel dankbaarheid. Dankie, Here, dat U vir ons seën, vir ons krag gee en vir ons lief is, Here, nog altyd. Ja, Here, U het soveel jare terug al gesterf vir elkeen van ons, Vader, maar is nog elke dag nuut vir ons, elkeen, Here. Geef ons krag en U lei vir ons. Ja, Here, my gebed is werklik waar ook dat U in Christian en in Zanay se lewe, Here, ook meer en meer sal sigbaar word. Here, dat dit wat U vir hulle gedoen het ook, Here, sal uitstaan as 'n baken hier in Kruispad. U is ons koning. U regeer, U heers, nie net oor ons nie, Here, maar ook oor hulle in hulle huwelik.
En daarom seën en vra ek net Here dat U met hulle sal wees en dat U vir hulle sal krag gee en sal ondersteun. Gee dat ons ook Here 'n ondersteuningsbasis vir hulle sal wees. Bid al hierdie dinge in U heilige naam. Ja, dankie Here dat ons as gevolg van Jesus se werk aan die kruis vanoggend met vrymoedigheid na U heilige troonkamer kan kom, Here. Dankie Here dat U reeds Christian en Zanay se oë op U gevestig het. Vanoggend bid ons Here dat ons dra U hulle huwelik in U seën op, Here, dat hulle huwelik sal bou op die fundament van U woord. Here, sodat na die honeymoon die lewe gebeur, dat hulle reg sal wees vir wat ook al sal kom. En dat wanneer Here hulle dalk mekaar sal seermaak en mekaar sal teleurstel, Here, dat hulle weer sal terughardloop na U. Die bron van waarheid, die bron van liefde, die bron van lewe, Here, sodat soos U met ons geduldig is, Here, ook hulle met mekaar geduldig sal wees. Sodat Here, daar niks is wat ons kan skei van U liefde in Jesus Christus, sal ook niks sal wees wat hulle van mekaar sal skei nie, Here. Bid Here dat hulle gehoorsaam sal wees in U woord. Bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Laat hierdie seën op aldaal, U guns uit Sion hul bestraal, U wat beveel en dit geskied. Laat hierdie seën op gebied. You may kiss the bride. Ag, julle kan sit vir ons lofprysing. André gaan net vir ons so gedeeltetjie speel en wat ons wil vra is, julle het by die deur elkeen 'n papiertjie gekry waarop daar net ietsie is wat, as daar iets op jou hart is wat jy met Christian en Zanay wil deel, is dit 'n stukkie raad, al is dit 'n teksgedeelte of net iets wat vir jou baie beteken in jou huwelik. Ons wil nou kans gee dat julle dit net skryf asseblief en dan wil ons dit sommer amper sê inneem ook na die tyd. As jy nog in die Here se voete wil gaan sit en dink daaroor, is dit reg, maar ons wil probeer om soveel as moontlik vandag terug te kry asseblief. Kom ons gebruik hierdie oomblikke om voor die Here te staan ook vir hulle en hulle pad wat voor lê.